Goeiemôre, dierbare gemeente van die Here. Dis vir my 'n absolute voorreg om weer met julle te kan gesels. En soos wat ek 'n paar weke gelede gesê het, ek wil graag nou en dan gesels as 'n diaken, as die een wat aangestel is, of een van die wat aangestel is om orde te help hou en soos wat die profeet het noem 'n polisieman te wees van die gemeente. Nou, partykeer moet ons moeilike woorde sê, partykeer moet ons moeilike onderwerpe aanhaal, maar kom ons kyk waar bring die woord van die Here ons. Dit is die belangrikste. As ons daarmee kan saamleef, dan het ons ver gevorder. Ek lees direk wat die Here Jesus hier sê. Dit lyk vir my partykeer asof die rooi letterwoorde, soos wat hulle dit noem, met ander woorde die direkte woorde van die Here, asof dit partykeer so 'n bietjie ons moeg maak, of ons so 'n bietjie temerig is wanneer ons dit lees, of dit moet verstaan. Kom ons bid. Dierbare en getroue Here Jesus, U bewoon die ontoeganklike lig, Here. Aan U behoort die koninkryk en die mag en die majesteit van nou af, Heilige Vader, tot in die ewigheid. Sal U asseblief vandag U woord in ons seën, dat die hoorders daarby kan baat vind. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ek wil in Matteus 6 lees, 2 versies, en dan sommer oorgaan na Matteus 7 toe. Matteus 6 vers 14, vir die wat dit volg. Matteus 6 vers 14 en dan Matteus 7 vers 1. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, hy sê nie as julle broers nie, of as julle susters nie, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader ook vir julle vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Moenie oordeel nie, hoofstuk 7, sodat julle nie geoordeel word nie. Hoekom moet ons nie oordeel nie? Sodat ons nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsde beteken jy's 'n huichelaar. Baie lelike woord. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie. Dit is duidelik uit die skrif uit dat hy die term honde gebruik wanneer hy van homoseksualiteit gesels, die skrif. En 'n vark is 'n onwelkome dier in Palestina, want die Jode eet nie varke nie. Daarom, as die Here hierdie woord gebruik, dan moet jy weet hoe ernstig hy daaromtrent voel. Dit lyk vir my asof die splinter in die oog en die balk in die ander oog en die varke se vertrapping van die evangelie alles met mekaar te doen het. Dis hoekom hy dit by mekaar hier sê. Kyk in jou oog, as daar 'n balk is, kry hom uit. Dan kyk jy in jou broer se oog as jy nog energie oor het. En as daar 'n ou splintertjie is, sê hy, dan sal jy beter kan sien, dan haal jy nou maar die ou splintertjie uit. Maar jy kan net sowel vir homself sê, dat hy self die splinter uithaal. As jy dit dan reg gekry het om die balk uit jou oog uit te kry, kan hy seker self die ou splintertjie uithaal as jy hom daarvan wil sê.
Ons hoef nie in nyd en tweedrag en 'n vyandigheid met mekaar te lewe nie. Ons het 'n woord gekry, 'n perfekte woord van die Here af. Daarmee saam gaan hierdie dierbare boodskap. Dis enig in sy soort. As jy by enige kerk vandag instap op die hoek van die straat waar hulle is, en jy gaan vra vir hulle, verduidelik my asseblief, ek het iets gelees in die skrif en ek verstaan nie, dan sal hulle 'n geweldige teologiese storieetjie daarvan maak. Maar wanneer jy na hierdie woord van die Here kyk, na hierdie goed, dan kry jy die inligting gratis en verniet. Maar wat sal dit jou help as jy 'n balk in jou oog het? Hoe sal ek lees as ek nou 'n balk in my oog het? Jy sien, dit hinder my net. So kom ons kyk of ons dit kan regkry in die volgende week. Al is dit net hierdie paar dae. Dan doen ons dit so week vir week op 'n slag. Kom ons kyk of ons dit kan regkry. Om nie na splinters te soek in ander mense se oë nie. Kom ons waardeer die Here vir dit wat ons gekry het van hom af. Kom ons gaan nou afsluit met gebed. Vra dat die Here ons sal help vir die res van die dag. Dierbare Vader, ons is absoluut afhanklik van u genade, Here. Daar's niks wat ons vir onsself kan doen nie. Ons weet nie hoe om onsself kos te gee nie. Ons kan nie reël vir die kar se betaling nie. Ons weet nie hoe om net nou so 'n transaksie te doen met die werk nie. Ons weet nie hoe om ons voete op te tel dat ons nie stamp nie. Ons kan ons nie self gesond maak van verkoue nie. Ons kan niks doen vir onsself nie, Heilige Here Jesus. Wat sal dit dan nou help om 'n splinter te soek aan 'n ander mens se oog? Sal U ons genade gee asseblief, Heilige Vader, dat die woord van die Here by ons ingang sal vind. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie vriende, dan tot volgende keer. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Beste.